Kom en loof die Heer. Bring jou lof en meer. Daar is geen ander, ons so verwonder, loof die Heer. Oor die water druis, die bome en berge prys. Here almagtig, heersing vir ewig, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, loof die Heer. Oor die aarde Heer, juig ons oor die Heer, wat mense verander, red uit ons sonde, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, loof die Heer. Sing oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here, sing oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here, sing oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here, sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer. Kom ons sit. Hallo julle, welkom in 2026. Ek moet elke keer, ek moes nou al 'n hele paar vormpies invul en elke keer moet ek myself stop om nie 2025 te skryf nie. Want ons is wragtig in 2026. Welkom. Of jy nou reg is vir dit of nie, jy's hier. Ek gaan julle nou weer vorentoe roep, so julle kan vir eers weer gaan sit. Baie welkom by ons aanddiens. Welkom terug vir baie van julle. En vir van julle moet ek sê welkom, want dalk is dit jou eerste keer vanaand by ons. Stellenberg se aanddiens is 'n plek vir die jeug en die jonk van gees, waar eintlik enigiemand welkom is. So jy is regtig baie welkom vanaand hier. En dit is my lekker om weer hier te wees. Ons het in November laas 'n aanddiens kon hê. So ek het julle almal gemis. Ons het baie van ons mekaar so in die verbygang gesien op ander plekke en in ander dienste. Hier by Stellenberg, maar nie hier in die aanddiens nie. So welkom. Jy het jou eerste week
terug baie van julle by die skool oorleef. Was die graad 8s? Daar's 'n paar van julle wat hier is, well done. Hulle het gisterand 'n deernag gehad. Dit kan nie net julle wees nie nou. Wys gou vir my as jy graad 8 is. Okay, so hier so paar van ons. Welkom. Ek beloof ek gaan my bes probeer om julle nie aan die slaap te breek nie. Want ek weet julle is moeg. En weer eens, hulle het 'n deernag gehad gister en hulle eerste jaar in die hoërskool oorleef. En hopelik was dit lekker. Ons graad 8 kamp 'n week terug was regtig lekker. So die van julle wat saam met my op dit was, dankie. Dit was 'n fees geweest. Omdat ons mekaar lanklaas gesien het en Kersfees nou al gekom en gegaan het, wil ek vir julle 'n vraag vra. So hier aan die begin van die diens. Dalk sit daar iemand langs jou wat jy goed ken, dalk sit daar iemand agter jou wat jy nie so goed ken nie, of voor jou. So, jy's welkom om met die persoon langs jou te gesels, maar probeer ook jouself voorstel aan iemand wat jy nie so goed ken nie. En die vraag wat julle dan nou oor kan gesels vir 'n minuut of 2, is wat het julle vir Kersfees geëet? Wat was op die menu vir Kersfees? Okay, so stel jouself voor in 'n persoon langs jou of agter jou of rondom jou en dan sê vir hulle wat was op jou menu vir Kersfees? Right, julle menu kon nie so intens wees dat julle nou nog oor Kersdag moet praat nie. As julle doen, soek ek tips. So stuur vir my. Maar hopelik het julle so 'n bietjie idees gekry. Vir volgende Kersfees. Van ons het tradisioneel gegaan, van ons het nie regtig gewerk op Kersdag en moes vinnige planne maak. Van ons gaan all out, van ons is dit eenvoudig. Van ons kon nie onthou nie. Van ons het heeltemal te veel geëet. Van ons het gevoel ons kon nog bietjie. En die kans is goed dat jy nog vir so 'n paar dae na Kersfees nog steeds van Kersfees kos geëet het vir baie van ons.
So, my volgende vraagie, omdat ons nou so 'n bietjie toekoms toe kyk, is selfe persoon, ander persoon, julle kan besluit. Die ander persoon, wat's jou gunsteling ding om te eet? Wat is jou, as jy nou jou guilty pleasure van kos moet sê, of jou favourite ding op die menu, wat sal jy sê? Okay, goed julle. Weerens, dis lekker om te hoor hoe ons so goed gesels. Nou is my vraag, wie van julle was nie honger toe jy hier ingestap het nie? Maar nou terwyl jy gesels het jy agtergekom jou maag grom so bietjie. En dalk was daar so 'n bietjie iets wat in jou kiewe bietjie natter is wat jy gewoond is aan. Enige iemand? Is dit net ek? Ek is nou skielik, ja, so jammer dat ek julle honger gemaak het. Maar ons gaan vanaand 'n bietjie daar gesels oor honger. En waarvoor jy honger is in hierdie jaar. Want ons weet nie altyd waarvoor ons honger is nie. Honger is 'n weird ding van, dit kom oor jou pad. Jy besluit nie noodwendig jy is honger vir iets nie. Jy kom agter, ek is nou honger. En dan, totdat jy iets eet, is jy eintlik bietjie nie 'n lekker mens nie. Ons word hangry en ons word geïrriteerd en frustreerd en moeg. Die veelheid staptogte waarop ek al was, want ek doen dit baie, as julle nog nie agtergekom het nie of my nie ken nie. En iemand is net mislik, hulle wil net opgee op lewe en hulle kan hierdie doen nie. En dan sê okay, sit net gou. Eet hierdie bar en dan stap jy weer aan, dan sê jy weer okay. Maar jy kom nie altyd agter wat hongerte aan jou doen nie. Of jy kom dit agter en dan weet jy, okay, nou moet ek iets eet. En die ander ding wat gebeur is, ek onthou toe ek 'n tiener was, het ek my ma eindeloos frustreer. Want ek sal in die kombuis instap en dan sal ek die yskas oopmaak en so in die hemel half net inskree. Ek is honger. Wat sê om te eet? En dan is die yskas vol, maar ek sê niks om te eet nie. En dan sal my ma sê, eet 'n piesang of eet 'n nartjie? Elke keer. En dan sal ek gaan, ek is nie regtig lus vir 'n piesang nie.
Maar ek's honger en ek moet iets eet. Maar ek's nie honger vir 'n piesang nie. Ek's honger vir iets anders, maar die tiener, ek weet nie wat dit is nie. En nou is dit Pauline se probleem. So ek is nou nog steeds, kom maak ek die yskas oop. Die yskas vol, maar daar's niks om te eet nie. Enigiemand daai ervaring gereeld? So jy is honger, maar jy weet nie reg waarvoor nie. En ek dink dis belangrik. En dis so 'n bietjie waar ons vanaand gaan verder gesels. Oor waarvoor is jy honger in 'n jaar? En waarvoor behoort ons honger te wees, as ons vir iets honger behoort te wees? Voordat ons dit doen, net 1 of 2 afkondigings en dan gaan ons kollekte opneem en dan gaan ons saam sing. So wees voorbereid. Veral kollekte, gewoonlik help ons graad 8 ons uit daarmee, maar graad 8, ek weet julle is 1 min en 2 wil nie julle nou vertrou met geld nadat julle min geslaap het nie. So ek het ons graad 9 groepe eintlik ons klein geblyers gevra vir 'n paar graad 9's. So ek weet nie waar se graad 9's nie. Maar julle ken die storie al. As daar 'n paar van julle so lank sal reg staan, sal ek dit baie waardeer. Goed. So julle kan dit self uitsorteer. Ek gaan nie nou polisie man daar speel nie. Okay, so terwyl hulle hot chocolate in die winter en dan kuier ons lekker saam, maar vanaand na die tyd, net omdat dit die eerste Sondag van die jaar is, het ons slush puppy masjiene gekry daar in die markplein. So daar's vir elkeen 'n slushie. Weerens as jy jou eie bottel het wat baie sommige van julle het, kan jy hom volmaak. Andersins is daar 'n koppie met 'n strootjie vir jou wat jy kan gebruik. So almal is welkom na die tyd om een van hulle te kry. En dan ook julle is daar iets wat vir my belangrik is. So aan die begin van die jaar het ons klomp planne. Almal het planne, almal se kalenders word vinnig vol met goeders. Maar wat ek graag onder julle aandag wil bring is, ons het 'n linktree. Hier is kodes hier rondop. Vir die van julle wat deel is van die kategese groepe, julle kan dit maklik kry. As jy sukkel om hom te kry, praat met my. Maar met 'n linktree en op daai linktree is daar 'n skakeltjie wat vra waar wil jy betrokke raak in 2026. En daar's 'n klomp goedjies deur hierdie jaar spesifiek eintlik vir ons jeug en vir ons tieners waar jy kan betrokke raak. Een van hulle is die band. So as jy 'n musiekinstrument speel en jy Desember lekker geoefen, asseblief sit jou naam daarop. Daar's goed op pad soos Imagine en dit is vir tieners of volwassenes wat as 'n leier wil optree aan die einde van Maart. Jy kan solank sê jy stel belang. Ons uitreike is op pad. So vir die van julle wat die jaar op 'n uitreik wil gaan, jy kan betrokke raak by kategese groepe in die oggend. As jy daar wil uithelp met die laerskoolkinders, daar's 'n hele lang lys. So ek gaan nou nie noodwendig deurom gaan nie. Maar dit is geleentheid vir ons. Alles wat ons doen
is ons wat as gemeente dit saam doen. So, as ons dit nie doen nie, gebeur daar niks nie. En as daar nie mense is om dit te doen nie, dan kan dit nie gebeur nie. So, ek nooi julle om te gaan kyk daar in julle groepe na die tyd, gaan die klein groepleiers ook vir die tieners daardeur gaan. En vir julle vra waar julle betrokke sal wil wees. Goed, ek dink is dit vir nou. Dankie vir julle wat gehelp het met ons dankoffers. Ek waardeer dit baie. En dan kan ek julle nooi om op te staan. En net voordat ons gaan sing, gaan ons mekaar herinner aan ons gemeente se waardes. So, ons het 4 waardes by Stellenberg. Ons sê ons is disippels wat leef nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil in die wêreld te maak en om voortdurend te vernuwe. En daar's 'n skyfie vir hulle, ek hoop, hier binne. So ek nooi julle, ons kan dit met ons liggame ook doen, om te sê, dis nie net iets wat ons sê nie, maar iets wat ons wil uitleef, om dit saam met my hardop te sê, om mekaar daaraan te herinner. En as jy die vrymoedigheid het, kan jy jou lyf ook gebruik. So nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil in die wêreld te maak en om voortdurend te vernuwe. Is hoe ons dit uitbeeld. So ons leef as disippels en volgelinge van Christus, nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil in die wêreld te maak en om voortdurend te vernuwe. Kom ons sing saam. Ons sing Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom en hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy het sy lewe kom gee. Hy is hier vir ons, die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe, die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Ek sing halleluja, want God het ingetree. Ek sing halleluja, want die dood het verloor by die kruis van Jesus. Ek sing halleluja, want die lig het gekom. Ek sing halleluja, daar's lewe deur hom en uitgekom vir jou en my. Die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe, die koning
koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Die koning is hier. Die koning is hier. Koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Here Jesus is die koning van my hart. A thousand generations are falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And all the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Yeah, we sing the song forever and amen. And all the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name
stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest. your name. Stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. All the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Come on. Holy To the King of Kings, holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Forever, you will always be. Holy, holy forever. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever walk.
my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders, and we walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, Jesus, my God. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Here God, dankie dat ons kan weet dat U hier is. Here, dat ons nie alleen in hierdie jaar instap nie, maar dat U saam met ons is en elke tree saam met ons gaan. Here, ons bid ook dat ons nie in hierdie jaar sal gaan waar ons voete ons heen wil lei nie. Want baie keer is dit regtig net van die afgrond af. Maar Here, dat ons sal gaan waar U ons nodig het en waar U ons lei. Here, veral daar waar daar seer is, dat ons troos bring, genesing bring. Here, daar waar mense alleen is, dat ons vir hulle U teenwoordigheid ook sal wees. Here, dit is die gebed van ons hart dat ons in 2026 sal leef as U disippels en as U kinders. En ons weet ons is dit. Ons weet ons klaar uitgekies. En dat ons niks anders hoef te wees as wat ons klaar is nie. Maar Here, ons wil kom bely dat ons meer en meer soos Jesus wil wees. En ons bid dat U ons hierheen sal lei. Ook waar ons nou gaan saam lees. Lei ons deur die Gees. Amen. Julle kom sit. Ons gaan 'n teks saam lees uit Johannes 6. So, julle is welkom, die van julle wat Bybels hier het, om saam te blaai na Johannes 6. Vir die res van hierdie kwartaal, moet ek ook net sê, gaan ons in Lukas mee besig wees. In die kerklike jaar is ons in die tyd van wat ons noem Epifanie, wat 'n vreemde woord is, maar in Engels klink hy meer bekend Epiphany. En dit beteken verskyning. En in hierdie tyd fokus ons veral op die maniere wat God vir ons bekend word. En dan nou in besonder in die persoon van Jesus Christus. So, vir die res van die kwartaal gaan ons in Lukas besig wees met 'n klomp Jesus stories. En ons begin al vanaand by 'n storie in Johannes. Net so voordat ons in Lukas inspring. So in Johannes 6 is daar hierdie storie. En dit, ons spring half in die middel van 'n storie in, sal julle agterkom. Want net voor hierdie gedeelte is die baie bekende storie wat in al 4 die evangelies vertel word, ek dink. Moenie my gaan fact check op daai nie. Ek sal self eers moet gaan kyk, maar ek dink hy's in al 4.
van die vermeerdering van die brood. Van Jesus wat vir 'n groot skare mense iets gee om te eet met 'n paar broodjies. En dan nou kom ons by vandag se teks. So ek lees vir ons Johannes 6 van vers 24 af. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen, sê ek vir julle, julle soek my, nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy seël geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen, sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen, sodat ons kan sien en kan glo? Wat gaan u doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, amen, amen, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Ons gaan daar stop. Julle kom agter dis so in die middel van die storie en julle hoor baie die woord brood. So hopelik is julle nou weer nie te honger vir brood nie. Maar aan die ander kant hoop ek julle is honger vir brood, want dis waar dit gaan. Om honger te wees vir die brood van Christus. En ons almal weet hoe dit voel om honger te wees. Hierdie ouetjie van my maak allerlei vreemde geluide, maar ek is seker hoekom nie. Ek dink is hierdie kaal. Daar's hy beter. So ons almal weet redelik hoe dit voel om honger te wees. Dalk nie soveel soos wat die skare wat vir Jesus omgevolg het weet nie, want meeste van ons hoef nooit 'n dag of selfs 'n middag sonder kos te gaan nie. Maar daar's 'n klomp mense wat genuinely weet wat dit beteken om honger te wees, wat vir dae lank niks het om te eet nie. Maar ons ken die gevoel van honger wees, van lanklaas iets eet, en jy weet weer eens dat jy dit dan nou iets aan jou doen, as jy honger is. En dit is waar vir fisies honger wees, maar jy kan agterkom dat die honger waaroor Jesus praat, en die brood waaroor Jesus praat, nie fisiese brood is nie. En dalk nie 'n fisiese honger is nie. Dit is waar vir die dinge wat ons najaag in die lewe ook. Die goed waarvoor ons honger is op 'n bietjie 'n dieper vlak. So die vraag is eintlik dan nou, wat's die honger onder jou honger? Want jy sou kon sê, hierdie skare wat hom volg was honger, hulle soek brood. Jy hoor dit 'n klomp keer, hulle sê, gee ons dan nou altyd hierdie brood. So hulle is honger vir brood. Maar eintlik as jy bietjie dieper kyk, is hulle honger vir wat ook al Jesus volgende gaan doen. Hulle is amper soos daai, dalk gee ek nou my ouderdom weg, maar daai meme van die mannetjie met die stok, wat iets pouk, en dan sê hy, do something. Van julle ken hom, van julle dalk nie, maar hulle voel al so, dat hulle vir Jesus pouk met 'n stok en sê, doen iets, ons is hier om te sien wat die volgende gaan doen. So hulle is honger vir tekens en wonderwerke en bewyse. Hulle vra dan nou vir hom, wat gaan u vir ons doen sodat ons kan weet?
Hulle sien vir Jesus in persoon, hulle volg hom nou al, sien wat hy doen, en dan vra hulle vir hom, geef ons nog iets. En dan sê Jesus vir hulle, julle honger gaan nooit bevredig word nie. Laat ek vir julle die brood gee wat julle kan bevredig. Want die goed wat ons in hierdie wêreld najaag, dink ek weet ons almal baie goed, kan ons op die ouend nie noodwendig bevredig nie. Daar's 'n klomp goed wat ons najaag, waarvoor ons lewens gee, waarvoor ons honger is, wat ons graag wil hê, wat op die ouend, as jy dit kry, dan is jy dalk vir rukkie nie meer so honger nie, maar dan sê jy, okay, wat is die volgende ding? Waar moet ek nou uitkom? En ons sien dit in die storie van die teks. En ons sien dit in ons lewens. Want as jy honger is vir goed soos geld, of mag, of followers op Instagram en TikTok, en likes en shares wil hê, dan gaan jy altyd nog wil hê. Dis vir my, ek verstaan nie, daar's mense in die wêreld wat meer geld het as wat hulle ooit moontlik in hulle lewenstyd kan spandeer. Want dit is nie genoeg nie. Hulle soek nog. Ons soek altyd nog. En ek dink dit is iets waarvan Jesus ons bewus maak, dat ons weet nie noodwendig ons is honger daarvoor nie. Maar as jy mooi dink wat jou lewe dryf, dan raak jy dalk bewus daarvan, ek jaag 'n klomp goed na wat eintlik my nie kan volmaak nie. En dis waar vir godsdiens ook. Want die mense volg vir Jesus. Hulle is obviously godsdienstig. En dan sê Jesus vir hulle, maar julle mis die punt. So vir ons om in ons geloof, baie keer aan die begin van die jaar sê mense vir my, omdat ek 'n dominee is, dalk sê hulle dit nie vir ander mense nie, maar ek hoor dit baie. Hierdie jaar wil ek werk aan my geloof, ek wil weer nader aan die Here kom. En dalk is daar baie van julle wat dit sê, en dis goed, moenie dink dit is nie goed nie. Maar selfs dit kan iets word, wat amper soos honger nie bevredig kan word nie, dat jy half nooit voel, jy's naby genoeg aan God nie. Dat jy nooit voel, jy's goed genoeg vir God nie. Dat jy nooit voel, jy beleef, jy het al die bewyse wat jy soek nie. Want dis wat ons sien. Philip Yancey is 'n teoloog wat hierdie volgende gesê het, in 'n boek met die naam van Disappointment with God, het hy hierdie geskryf. Ek hoop julle kan dit lees, dit gaan dalk 'n bietjie klein op bord wees. Daar iewers is 'n quote. Say, would a burst of miracles nourish faith? Not the kind of faith God seems interested in, evidently. The Israelites give ample proof that signs may only addict us to signs, not to God. Daar is iets waar ek al baie in my lewe gedink het. Veral hier in Johannes, lyk dit asof Jesus vir hulle sê, maar al die goed wat ek doen, kom eintlik baie keer in die pad van die koninkryk. Want julle besef nie waar dit gaan nie. Al hierdie is net tekens. Julle kyk in die brood vas en julle sien nie die koninkryk nie. En dit wat ek vir julle wil gee, bring my julle honger na my toe. Sodat ek vir julle kan gee iets wat julle werklik gaan volmaak. En as ons later aanlees, dan sien ons Jesus sê, as julle nie van my liggaam eet en my bloed drink nie, dan mis julle dit. En dan is almal soos, wat gaan hier aan? Selfs sy disippels sê vir hom, hierdie is nou te erg. Ons kan nie. Maar hy praat van die nagmaal. En hy praat van deelname in sy kruis. So die ironiese ding is, ons dink ons honger word volgemaak deur goeders te hê. Ons is leeg en ons moet iets daarin sit. En Jesus nooi ons en sê, maar jou honger word eers eintlik bevredig as jy jou lewe leeg maak. As jy hom opgee. As jy laat gaan van dit waarvoor jy honger is. Laat ek jou honger van jou wegvat vir ewig. Soek die koninkryk. En ek dink
dubbel ironiese ding daar is dat wanneer jy dit ontdek, wanneer die koninkryk van God jou volmaak, en dit die ding is waarvoor jy honger is, dan word jy vrygemaak om in die wêreld te kan leef. Dan is mag en geld en wat mense van jou dink nie meer vir jou belangrik nie. Dan kan jy ander mense beïndruk. Want dis nie waar die lewe gaan nie. En dan kan jy ander mense teleurstel ook en weet jy is nog steeds goed genoeg. Ek weet nie of ek sin maak nie. Ek hoop ek maak sin. En is nog iets waar ek in my lewe ook nog baie moet gaan dink. So, een laaste aanhaling en dan gaan ek afsluit met 'n vraag vir ons almal. Ek dink een van die probleme van ons wêreld is mense dink hulle is vol. Ons het nog nooit so baie goed gehad in die geskiedenis soos vandag nie. Ons het toegang tot alles. En tog scroll ons deur Netflix en dan sê jy daar's niks om te kyk nie. En jou yskas is vol, maar jy sê hier's niks om te eet nie. Ons lewe in daai wêreld. En mense weet nie waarvoor hulle honger is nie en ons oortuig onsself eintlik dat ons nie honger is nie, dat ons fyn is. Peter Rollins, 'n ander teoloog, het hierdie gesê. En weer eens is dit iets waar ek meer moet dink. So die volgende aanhaling gou daar kan opgooi. 2 skyfies. So die eerste deel sê, in a world where people believe they are not hungry, we must not offer food, but rather an aroma that helps them desire the food we cannot provide. En dan sê hy, we are a people who are born from a response to hints of the divine. Ons het die kos geryk. Not only this, but we must embrace the idea that we are called to be hints of the divine. Met ander woorde, ons moet net half glo nie. Dit moet deel word van jou lewe en jy moet die plek wees wat vir ander mense 'n reuk gee van die koninkryk wat vir hulle sê, ek het nie geweet ek's honger daarvoor nie. Nou dat ek dit ruik, nou besef ek dis die enigste ding wat my kan volmaak en kan bevredig. Mag ons elkeen daai reuk, daai aroma wees in die wêreld. Ek sluit af met 'n vraag wat ek ons by gaan los saam met 'n lied. So ek nooi die band om vorentoe te kom. Die eerste helfte van die lied kan julle gebruik as 'n gebed. Ons kan net so bly sit en dan dink oor hierdie vraag. En 2 dan nou in die middel van die lied sal ek julle nooi om saam te staan en dan sluit ons saam met hom af. So die vraag is dan nou die volgende. Waarvoor is jy honger in 2026? Nie fisies nie. Waarvoor gee jy jou lewe? Wat is vir jou belangrik? Wat jaag jy na? Waarvoor is jy honger? En 2, hoe sal dit lyk as jy hierdie hongerte van jou na Jesus toe bring? Wat sal dit vir jou lewe beteken? So jy kan net so sit, gebruik dit as 'n tyd van gebed. Praat met die Here oor hierdie 2 vrae en dan in die helfte van die lied sal ons saam sing. Ek wil vra dat jy sommer die ligte ook afsit.
come to you, for I know you're satisfied. I am empty, but I know your love does not run dry. So I wait for you. So I wait for you. And I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, you're all this heart is living for. Broken, I run to you, for your arms are open wide. I am weary, but I know your touch restores my life. So I wait for you. So I wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, you're all this heart is living for. Kumusta? So I wait for you. 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 So I wait. So I wait for you. So I wait for you, and so I wait. So I wait for you. So I wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, your all is heart is living for. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, your all is heart is living for. Jesus, your all is heart is living for.
satisfied. Nou hulle weer eens uit as enigiemand nuut is, dan